river of life flowing down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opened prison doors, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. There's a river of life flowing down through me. Makes the lame to walk and the blind to see. Open prison doors, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. There's a river of life flowing down through me. Makes the lame to walk and the blind to see. Open prison doors, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. There's a river of life flowing down through me. Makes the lame to walk and the blind to see. Open prison doors, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. There's a river of life flowing down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. Open prison doors, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. There's a river of life flowing down through me. Makes the lame to walk and the blind to see. Open prison doors, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. There's a river of life flowing down through me. Makes the lame to walk and the blind to see. It open prison doors, set the captive free. Oh, there's a river of life flowing down through me. There's a river of life flowing down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. Open prison doors, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. There's a river of life flowing down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. Open prison doors, set the captive free. There's a river of life flowing down through me. Yes, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, dank u Heer Jezus. Ons eer u. Halleluja. Ik hoor die waterstromen vallen. Zonder schoen, zonder schoen. Ik zal echt van blijdskapen vullen aan die einde van mijn reis. Oh, halleluja, halleluja. Jezus komt eens voor die dier. Halleluja, halleluja. Jezus komt eens voor die dier. En door die waterstromen vallen. Zonder schoen, zonder schoen. Ik zal echt van blijdschap huppelen aan die einde van die reis. Halleluja, halleluja, halleluja. Jezus komt eens voor die dier. Halleluja, halleluja. Jezus komt eens voor die dier. En door die waterstromen vallen. Zonder schoen, zonder schoen. Ik zal echt
Halleluja, halleluja, oh Jesus kom, ses voor die ja door de waterstromen vallen, zonder skoen te wonderschoen. Ik zal echt van blijdschap huppelen aan die einde van die reis. Halleluja, 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 oh Jezus kom, ses voor die neer. Halleluja, halleluja, ja Jezus kom, ses voor die neer. Prijs die record die waren, stromen vallen. Ze wonderschoen, ik zal echt van blijdschap huppelen aan die einde van die baan. Halleluja, halleluja, halleluja. Jezus komt, ses voor die neer. Halleluja, halleluja, ja Jezus komt, ses voor die neer. Praise the halleluja, halleluja. Jesus komt, ses voor die neer. Halleluja, halleluja, oh ja Jesus komt, ses voor die neer. Praise the halleluja, halleluja.
rain, yes, it shall fall. God's children again and again. Oh, and the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall come. Oh, hallelujah. Yes, it shall flow like a river. It shall fall like the rain. It shall fall. Blessed Jesus on God's children again and again. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord, hallelujah, shall come. Oh, it shall flow like a river, Rabot. It shall fall, like a rain, it shall fall on God's children again and again. And the knowledge of the Lord shall fill the earth, and the Spirit of the Lord shall come. Oh, and the Spirit of the Lord shall come. Hallelujah. Hallelujah. It shall flow like a river. It shall fall like a rain. Here by a temple. Oh, soos 'n hert wat smag na waterstrome. So smag al siele na U, o God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Prys die Here. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Dit is U wil, deur U Seun, ons Here Jesus Christus, dat ons sal kan kom drink van die strome van lewende water. Halleluja. Wat ons siele kan verkoop. So dankbaar in hierdie oomblik. Waters wat nooit teleurstel. Waters wat die dors les om nooit weer dors te kry. En ons dankie. Die woord het gesê, en die lewe was in U, Here Jesus. Dis die lewensbloed. Dis die water van die lewe. Dis die lewendmakende Gees. En dis die Heilige Gees. Hierin alles funksioneer in een liggaam. En dit is in U. Maar U het ons as bloedgewastes saamgevoeg, sodat ons U liggaam sal wees. En ons eer U, dat die bloed, die water, die Gees, die lewe,
ewige lewe, alles binne die liggaam van Jesus is. Baie dankie, Here, dat ons deur die wedergeboorte, halleluja, nie net die bloed nie, maar die water en die Gees deelagtig geword. En ons prys U in hierdie oomblikke, dat die Vader, dit was die Vader se baal, dat die Godheid liggaamlik in U sal woon. En ons dank U, dat in U het ons ook die volheid van die Godheid. Daarom bid ons in hierdie aand, Here, vir elke een wat alreeds gedoop is met die Heilige Gees, dat dit wat in U is, in elke een van U kinders sal wees, wat alreeds deur die bloed, die water gekom het, die Heilige Gees as gitter. Ja. U sien hoe swaar U kinders kry. Want dit wat hulle van U ontvang het, Here, word stil gemaak die plekke waar hulle aanbid. Daarom roep ons na die Here. Dat die fontein van lewende water in elke binneste sal opspring tot in U. Sodat die lewe tot sy volheid in elke een kan kom. En laat dit die begeerte sal wees vir elkeen wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees. Here, laat hulle sal drink van die waters van die lewe. Laat hulle die goeie Gees van die Here sal smaak. Laat hulle gevul word met die Heilige Gees. Sodat die liefde van God in hulle harte uitgestort kan word. Baie, baie dankie, Here, vir elke een wat smag daarna om gevul te word met die Heilige Gees. Daar het hulle deel sal wees, want dit is vir elke een wat glo. Gered is deur die bloed. Ja, Heer, dankie, dat ons na U toe roep in hierdie aand. Sê, Here, wees genadig, dat in hierdie tyd waarin ons leef, laat alles wat U vir ons gedoen het, en dit wat in U is, Here, laat dit in volle maat in elke lewe sal werk. En ons weet, alles werk deur die Gees van die Here. Dankie daarvoor. Dis waarom U die Heilige Gees gestuur. En dis ons behoefte in hierdie dae, Here. Help ons hierin. En wees ons genadig in Jesus se naam. Dankie, Here, ook weer vir die woord wat sal uitgaan. Elke oor stryd sal wees met die bloed van Jesus. Dat elkeen wat oor het sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Laat ons nooit uit onsself sal spreek, maar dit sal spreek waar in die Heilige Gees ons leer en lei, naamlik in die volle waarheid. Eer U daarvoor en ons dank U. Amen en amen. Prys die Here, ons is so dankbaar om in hierdie aand weer saam te wees. En ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082 874 1705. Halleluja. Prys die Here.
Dank die Here dat ons sing daai ou koortjie meer omtrent Jesus. En dis 'n wonderlike koortjie. Maar ek dink ons moet ook kan sing meer omtrent die Heilige Gees. Halleluja. Want dis al behoud wat ons het in die tyd waarin ons leef. Want soos ek al baie gesê het, is dat die woord sê dat when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will rise up a standard against it. Oh, hallelujah. Ek het laas gepraat oor die Here gesê, vat van die bloed wat in die altaar gegooi is, en vat van die salfolie, en werk daarmee, dat dit kan kom op die klere van die priesters ensovoorts. En dit word dan ook natuurlijk heilige salfolie genoem. Maar ons sien dat al reeds in die Ou Testament is die salfolie en die bloed saamgebruik vir sekere take. En nou kom ons in die Nuwe Testament, net om het vir u te noem, want dit is vir my baie mooi, dat hy sê in Hebreërs 9 vers 19, hy sê, want toe elke gebod volgens die wet, deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van kalvers en bokke saam met water, en dan sê skarlakenrooi wol en hyssop geneem, en die boek self en die hele volk besprinkel. Dit meen die wetboek en die hele volk besprinkel. Nou, ons het nie 'n wetboek nie. Ek weet die 5 boeke is in die Bybel, maar ons het 'n Bybel. Halleluja. So, die bloed van die kalvers en bokke. En ons het te doen met die Nuwe Testamentiese bloed, die bloed van Jesus, met water. En hierdie is interessant, hierdie water dui op die lewende waters. Want die bloed is lewendig van Christus, die water is lewendig, en natuurlijk ook die Heilige Gees, wat 'n skepende krag van God is. Water en skarlakenrooi wol, en hyssop geneem, en die boek self, halleluja, die boek self, en die hele volk besprinkel. Halleluja. En ons weet dat die salfolie het veroorsaak dat Christus is gesalf, en ons het sy salwing. Met die bloed aan die een kant, en die salwing aan die kant. Ons het die salwing, die bloed, die salwing, en die gesalfde het ons, halleluja. En nou het ons ook die lewende waters. Halleluja. En die skrifte wat ons vroeër tyd oorgekyk het, wanneer ons kom by Johannes 3 vers 5, sê Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou, ek glo dat die meeste van ons Pinkstermense het geglo of glo nog steeds, iemand die weergebore en nie gebore word uit water en gees nie, dat die water waarvan hy praat, is die doop. Dis die water. En by Filippus, met die hofdienaar, het sê, daar is water, wat verhinder my om gedoen? Daar is water. Nou, as hy praat van daar is water, dan praat hy van fisiese water. Maar die wedergeboorte, dat iemand gebore word uit water en gees, het te doen met die geestelike water. En gees, want jy kan nie vleeslike water gebruik en dit by die gees sit nie. Het gaan nie werk nie. Dus geestelike water en die Heilige Gees. En uit dit kan die wedergeboorte plaasvind met en deur die bloed. Halleluja. En dit is vir my so kragtig, dat
daar kan nie 'n geboorte plaasvind sonder water en gees nie. En soos ek sê, is alles deur die wedergeboorte deur die bloed, wat daar water en gees na vore kom. Dan sê in Johannes 4 vers 7, daar kom 'n vrou uit Samaria wat water skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. En hierdie was vir my mooi, net sy antwoord te sê, Here, maar ek het nie eens 'n skepding nie, ek nie eens 'n skepding nie, hoe moet ek vir die water skep, ensovoorts. En hy sê toe in die 10de versie, Jesus antwoord te sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, die gawe van God is die Here Jesus, en geweet het, wie is hy wat vir jou sê, gee vir my water om te drink. Sou jy hom gevra en hy sou vir jou lewende water gegee. Dis baie interessant. Die wedergeboorte uit water en gees. Die Here, daardie water, sê die Here, as jy my vra, sou ek vir jou lewende water gee. En die vrou antwoord en sê vir hom, Here, dis die 11de vers, u het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep, waarvandaan kry u dan lewende water? En dit is 'n meisie wonderlik, halleluja. Want waarvandaan kry die Here Jesus hierdie water? Hy sê, Openbaring 22 vers 1, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. Op 'n ander plek sê hy, nee, die waters uit weerskante van die troon uitgekom. Dit ben die troon van God en die lam. Uit al twee kante, van God se kant af en die lam se kant, het dit uitgevloei. En dit het een rivier van lewende waters gevorm. So waar kry u die water vandaan? Daar by die troon van God. Halleluja. Daar vloei dit weerskante uit. En dis my water. Dis die lewende water. Ek is die lewende water. Halleluja. En ek het die lewende water. En hoor wat sê die woord van die Here verder. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, ek meen, dit wat jy wil skep, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Waarom sê die Here dit? Want iemand het eendag iets baie mooi gesê. En ek dink dis gepas. Ek het die getuienis vertel en daar is dis 'n jaar, 2 jaar terug, miskien nog langer terug, maar wat hier interessant was, van die prediker se dogter wat in die diens gesit het. En sy was so 14 jaar oud gewees. En in daardie kerk was dit stil gewees. Maar terwyl hulle sing of terwyl hulle bid, dan kom die gees van die Here en dan staan sy op en sy praat in die hemelse taal. Nie saggies nie, sy praat hard in die hemelse taal. En die kerkraad het later van pa gesê, hy moet haar stil maak. Nou ja, hy het vir haar gesê, sy moet stil wees, maar sy kon dit nie inhou. Toe sê die prediker iets baie mooi, wat hierdie getuienis vertel het. Hy sê, jy kan nie die Mississippi rivier in 'n beker opvang. Nog minder sal jy die stroom van lewende waters wat uit ons binneste vloei kan opvang in 'n beker. Dit meen beperk. Want hierdie stroom is lewende waters, 'n broer, en dit stroom net uit. En toe haar pa die dag op sterwe lê, en hulle almal bid vir hom, en hy sê dat
hy kan nie sterwe nie, want die poort is toe, later sê hy, kan julle almal net uitgaan en laat my dogter hier doen. En sy het begin bid. Maar, sy onmiddellik toe sy begin bid, kom die gees oor haar, en sy begin in 'n taal breek, toe breek die stroomwater. Terwyl sy so eind weg was, toe hoor sy net, haar vader roep hierdie woorde, I am going through. En sy sê hierdie woorde, that night I shouted him through the portals of glory. Want hierdie stroom van lewende water het uit haar in hom gevloei, en dit het hom deur die poorte van die ewige lewe gevoer. Halleluja! Ons is besig om met ons beperking wat ons het op die Heilige Gees en die stroom van lewende water, is ons besig om die poorte van die ewigheid toe te maak vir onsself. Oh, halleluja! Ons sing daar 'n mooi koor, here's my cup, Lord, I lift it up, come and quench this thirsting in my soul. Dis mooi, maar dink net daaraan. Dawid praat van my beker loop oor, maar hy praat van die salf. Halleluja. Maar wanneer jy van die water praat, jy kan dit nie opvang in 'n beker. Koortjie is mooi, here's my cup, Lord, dis 'n mooi koortjie. Maar, dink net daaraan, jy kan dan net soveel opvang as wat in die beker is. Dink net verby dit, dat jy kan strome van lewende water ontvang wat in jou binneste sal uitgor. Oh, halleluja. En wat vir my mooi is, gaan verder in die skrif en hy sê hierdie mooi woorde. Maar elkeen wat drink van die water wat ek gee, sal in ewigheid nooit dorst kry nie. Maar die water wat ek hom gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in ewigheid. Hoe word hierdie water wat die Here gee? 'n fontein van lewende water wat opspring tot in alle ewigheid. Jy kan hom nie toestop nie. O ja, jy kan hom toestop. Ek meen, ons het as kinders het ons in die veld geloop en dan het ons fonteine gekry, dan het ons probeer om fonteine toe te stop. Maar 'n broer, jy kan maar 'n groot klip op hy fontein sit. Is nie lankie, dan sien jy maar hier langs die klip kom die fontein weer uit. Maar ek wil dit sê, dat die kerk, hoor wat ek sê, die Pinksterkerk het dit reg gekry om jou fontein van lewende water toe te stop. Hulle weet hoe om dit te doen met hulle geleerdheid en slinksheid en skelmheid en agterbaksheid. Hulle weet hoe om hierdie fontein van lewende water in jou binneste toe te stop. En as al wat hulle jou toelaat om te sing is, here's my cup, Lord. Dit meen ons kan hierdie koppie toemaak. Maar 'n broer, in Pinkster het ek belewe jare terug as kind, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar. Broer, halleluja, ek het in dienste gesit waar die Gees van die Here neerdal. Mense wat gered is en gedoop is en gevul is met die Heilige Gees. En broer, hulle nooit vrymoedigheid gehad om in 'n taal te praat nie. Dan sien ek in wanneer die Gees van die Here so neerdal en die lewende waters begin vloei. En broer, dat daar die persoon kan later nie meer in, en die volgende oomblik, dan bars die fontein oop. En dan vloei die lewende waters uit sy mond. Halleluja. Oh, prys die Here. Prys die Here. En nou sê hy in Johannes 7 vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit meen 'n fontein van lewende water. En wat word hy?
strome van lewende water, wat uit sy binneste uitvloei. Weet jy wat, hierdie water wat uitvloei, gee lewe. Waar jy beweeg, het gee lewe. As ek vanavond moet vra, wanneer laas, het hierdie stroom van lewende water uit jou binneste gevloei. There's a river of life flowing down through me. Want die Here gee die lewende water, die Here gee die strome, die Here gee die fontein, en dit kom van bo af in my in, en dit word 'n fontein in my wat oorloop, en opspring tot in ewigheid, strome van lewende water, 'n broer wat niemand kan keer. Oom het eendag vir my gesê, toe ek so 14 jaar oud was, want kyk, Here het my gedoop met 12 jaar met die Heilige Gees, en ek in tale gepraat, en ek het nie omgegee wat die kerk in gegaan het nie. As die mense begin sing, dan begin het die Here prys, in die volgende oomblik, broer, dan bars hierdie fontein. Toe sê hy vir my eendag, hy sê, waar kry jy die meeste mense, wat by die see vakansie hou? Ek weet nie waar jy verstaan wat hy sê nie. Hy sê, let net op, dat die meeste mense is op die vlakkant. En ek is, en daar die mense wat hier in die vlakwater by die see is, hier so op die strand, staan met voete in die water, hulle ras die meeste. Hy sê, dis net soos jy ras die meeste. Hy sê, jy is hier in die vlakwatertjies, hier by jou sê, net jou voete in die watertjies. Hy sê, is tyd dat jy in die diep water kom. Ek sê vir hom, oom, ek verstaan nie so baie mooi nie, maar ek wil net dit sê. Dus jy is die ouens wat in die diep water is, wat in moeilikheid beland om, en van hulle verdrink op sommer. Toe sê oomie vir my baie kwaad. Want ek wil net dit sê, hoe dieper jy, en hoe meer die water van lewe in jou is, en om jou is, en jy daarin is, hoe groter is die blydskap, en die vreugde, en die heerlikheid. Dan raas jy meer as almal, en niemand kan jou stop. Maar vandag raas hulle met 'n applaus wat hulle aan die prediker gee, of die sanger gee, of sy iets mooi sê, dan klap hulle hande en hulle fluit en hulle raas en die vrouens het so snaakse skreeu gelyk binne. Dit geef jou trillings. Want die hoor sommer, dis 'n blik, daar's niks in. Vroeger jare het die hele gehoor onder hierdie stroom van lewende water gekom, en hierdie water het in bruste begin opspring. 'n broer dan, jy hoor letterlik, ek hoor die waterstrome van. Halleluja. Dan gaan hy verder en hy sê die mooi woorde. Hy sê, maar een van die soldaten, Johannes 19 vers 34, het met die spies in sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Dis baie interessant. Waar het die water uitgekom? Uit Christus. Waaruit het die bloed gekom? Uit Christus. Dit meen, die water is in hom. Die bloed is in hom. Die Heilige Gees is in hom. Halleluja. En hy is 'n lewendmakende Gees. Dit meen, alles het met die lewe te doen. En dit is wat vir my wonder. Hierdie wonder is die water en die bloed wat uit sy sy het gekom het. Dis die wedergeboorte uit water en gees. Die water kom van binne af, dis nie die doopwater nie, die water kom van binne af. Want dit is wie Jesus is. En toe hy sterwe, toe steek hy die spies en die water en die bloed vloei uit hom uit. Halleluja, dit is so wonderlik, prys die Here. Hy sê hierdie mooi woorde, in 1 Johannes 5 vers 6, dit is hy wat deur water en bloed gekom het. Nou, ek het al jare gedink, hierdie water, want ek is so geleer gewees, op my kind was, hierdie water waarvan jy praat is die dood. En dis nie die dood. Want hierdie water,
Hy het deur water gekom. Wat se water? Lewende water. Heilige Gees water. Stroom van lewende water. Alles. Hy het deur dit gekom. Die water en die bloed. Want dit is die wedergeboorte. Halleluja. Deel van die wedergeboorte. Hy sê, gekom in Jesus Christus. Jesus die Christus. Nie deur water alleen nie, maar deur water en bloed. En dit is die Gees wat getuig. Want die Gees is die waarheid. Halleluja. Dit meen die Gees getuig daarvan, dat Jesus het deur die water en die bloed gekom. Hy is die saad van die wedergeboorte. In hom is die bloed en die water en die Gees. Net gou verder gaan. Halleluja. Hy sê daar is 3 wat getuig op aarde. Die Gees, die water en die bloed. Dit is nie wonderlik nie. Die water is gedurig daar. Die water is gedurig daar. Die water bly daar. Want dis nie die doopwater. Die doopwater is nie 'n stroom van lewende water nie. Halleluja. Die doop, om gedoop te word in water, het sy eie funksie en werking en sy eie boodskap wat hy uitdra aan ons. Wat baie belangrik is, ek moet my laat doen. Dit is 'n uitgemaakte saak. Dan gaan die woord van die Here verder en hy sê hierdie mooi woorde. Openbaring 21 vers 6. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Baie interessant. Ek sal vir hom water gee aan die dorstige. En hy sal nooit weer dors kry. En dit is net so. As die stroom van lewende water of die fontein van lewende water wat opbrol, as dit gedurig in jou binneste is, kry jy nie geestelik dors. Maar weet jy wat? Soms nie, baie keer verlang 'n mens daarna, wat hy in die seëning gesê het, hy sê tot die enkels, tot by die heupe, en dan waters diep om in te swem. Baie keer verlang jy net daarna om in hierdie diep water in te kan beweeg. Want daar is niks so wonderlik vir die siel as dit. Halleluja. En dan gaan hy verder en hy sê hierdie mooi woorde. Openbaring 22 vers 1. Ek het hom gelees, kom ons lees Openbaring 22 vers 17. Hy sê en die Gees en die bruid sê kom en laat hom wat dors en laat hom wat hoor sê kom. Dit meen ons hoor vanaand. Wat hoor ons? Van strome van lewende water wat uit ons binneste sal vloei. 'n fontein van lewende water wat sal opborrel tot in alle ewigheid. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat dors sê kom. Want ek sal vir hom water gee. En laat hom wat wil die water van die lewe neem vloei. Hierdie ding is vir my wonderlik. Op die einde van die dag is die belofte en die werkinge van die waters van die lewe is daar vir elke ene. En nou sê die Here, laat hom wat wil. En ek wil vandag vir u sê, daar is geen wil in die Pinksterkerk. Geen wil in die ou Pinkstermense self om van hierdie water te drink, die water van die lewe verniet. Daar is geen wil. Ons roep net, Here, ons bid vir herlewing. Here, stuur vir ons herlewing. Dit word geprofeteer. Dan sal 'n groot herlewing kom. Maar as geen wil by die geredde een om te kan drink van die water van die lewe verniet nie. Pastoor, jy sit met 'n gemeente mense wat gevul is met die Heilige Gees. Kan jy nie net 'n wil in hulle opwek om te drink van die stroom van lewende water verniet nie? Net
Here wil, Here ek wil. En dink jy die Here gaan jou wegwys? Nee. Die Here wil dit vir jou doen. Hy wil vir jou gee. Aan jy wat dors is. Maar weet jy wat? Ons kom nie eers agter ons is dors. Want ons het 'n lekker evangelie. Ons is in die Pinksterkerk. Ons is gered, ons is gedoop, gevul met die Heilige Gees, praat in 'n taal, maar daar's geen lewende water wat opspring in my binneste. Geen stroom van lewende water. There's a river of life flowing down through me, makes the lame to walk and the blind to see. Wat het geword van hierdie stroom van lewende water? Ons het nie meer die wil. Ons dink ons het genoeg. O, die Here moet ons help. Want hom wat wil, om drink van die water van die lewe ver. O, halleluja. Rabboni, Vader. Dit is net soos die redding, Here. As iemand gered wil word, dan sal dit met hom gebeur. Here, net help nie ons roep vir herlewing nie. En ons het geen wil in ons om te kom drink van die waters, van die lewe vind. O, Rabboni, halleluja. Want as ons glo, in U glo soos die skrif sê. Here, dit lyk vir my, daar is nie eens 'n wil om te glo in U soos die skrif sê, sodat strome van lewende water uit my binneste opvloei. O, halleluja. O, halleluja. O, kind van God, gevul met die Heilige Gees. Ons sê net vandag, ja, hulle laat ons nie meer toe om tale te praat. Gawes kan nie deur ons werk nie. Ons word stilgemaak. En nou is ons tevrede. Deur dit wat gedoen word in die Pinksterkerk om alles stil te maak, het hulle jou wil in jou lewe onderdruk. En dit kom nie eers by jou op om te kom wil drink van die water van die lewe vloei. En dit is nie vir 'n kerk of 'n gemeente nie. Here Jesus het gesê, aan hom wat dors het, sal ek gee. En dit kan net vervul word, Here, wanneer U kinders wil kom drink van die water van die lewe. En hulle wat nog nie gevul is met die Heilige Gees, oh ja, hulle is wagtend daarop, is bidden, maar o Here, laat daar 'n wil in hulle binneste sal kom, om te drink van die water van die lewe. O Rabboni, Here, wanneer ons hierdie skrifte so lees, dan dink ons aan Dawid, die Here is my herder. En daar's 2 plekke waarin U ons lei. U laat ons neerlê op groen weiveld. En na waters waar rus is, lei U ons. Here, want hierdie strome van lewende water gee vir ons rus.
O, halleluja. Prys u wonderlike naam. Daarom bid ons in hierdie aand, Here, wek die wil van elke kind van God op, sodat sy wil hom sal bring waar hy kan drink van die water van die lewe vloei. Hy het nie nodig om die pastoor te gaan vra, die ouderling om vir hom te bid. Hy kan net uitroep, Here, ek wil drink van die water van die lewe vloei. En Here, as hy aanhou om dit te vra, sal strome van lewende water uit sy binneste begin opdaal. Gee elkeen groot genade, sodat hulle kan drink van die water van die lewe vloei. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja. Dankie, Here Jesus. Halleluja. Baie, baie dankie. Dankie, Here Jesus. Halleluja. Ons het jarenlang gevra vir die water. Ons het jarenlang gebid vir die reën. Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees. O, halleluja. Want die reën bring verandering. Ja, dit is ster herlewing. En die Heilige Gees daal neer. Ja, dit is ster herlewing. O, en die Heilige Gees daal neer. O, ons het jarenlang gevra vir die water. O, Here Jesus, ons het jarenlang gebid vir die reën. O, Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën bring verandering. O, dit is ster herlewing. O, en die Heilige Gees daal neer. Halleluja, ja, dis ster herlewing. En die Heilige Gees daal neer. Ja, ons het jarenlang gevra vir die water. O, ons het jarenlang gebid vir die reën. Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën bring verandering. Ja, dit is ster herlewing. Halleluja, en die Heilige Gees daal neer. Halleluja, dit is ster herlewing. En die Heilige Gees daal neer. O, ons het jarenlang gevra vir die water. Ons het jarenlang gebid vir die reën. Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën bring verandering. O, dit is ster herlewing. Halleluja, en die Heilige Gees daal neer. Prys die Here, dit is ster herlewing. En die Heilige Gees daal neer. O, ons het jarenlang gevra vir die water. Ons het jarenlang gebid vir die reën. Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën bring verandering. O, dit is ster herlewing. Ja, en die Heilige Gees, halleluja, dis ster herlewing. En
Oh, halleluja. Ja, Here, ons wil drink van die lewende waterstroom. Halleluja. Baie, baie dankie. Het is daar vir ons, tot ons beskikking, sodat die lewe kan vloei deur en in ons lewens. Baie, baie dankie. In Jesus se mooi naam. Prys die Here. Ek wil vir elkeen dankie sê wat elke Sondag aan so saam met ons luister na die woord oor die Heilige Gees, en wat ons al reeds gehoor het, is die salwing en natuurlik die water van die lewe. Hoe alles weer saamwerk met die bloed. Prys die Here. En ons weet, as jy wil, sal die Here gee. En die Here seën nie almal tot verheerliking van sy groot naam, losprys. Amen en amen.